Goeiemôre al ons kykers van 'n helder blou lig, Witrifuur, geen wolkie, amper windstil, pragtige veld en 'n groot klomp mense wat reeds hier is. Ons begin vandag met ons Mpumalanga rugby finale. 3 spanne wat speel, Witrifuur 3 teen Nelspruit 3, Witrifuur 2 teen Nelspruit 2 en dan die groote Witrifuur 1 teen Nelspruit 1. Ons sien die mense kom nog steeds in. Daar's reeds amper nie plek daar aan die oorkant van die veld nie. En almal is opgewonde oor hierdie dag. Ons vra dat ons hierdie dag na goeie rugby sal kyk en dit sal geniet. Daar speel hulle vir ons Witrifuur se lied in die agtergrond. Lied wat baie bekend gemaak is deur oorlede Guy Korsten. Lied van die lewe. Ons sien op ons skerm hier, sien ons 'n paar van ons borge. En ons sê vir hulle baie dankie vir dit wat hulle vir ons in Laveld Club Rugby doen. Sonder hulle kan ons niks doen nie. Kom ons begin en ons kyk na ons spanne. Eerste een kyk ons na Witrifuur se derde span. Nommer 1, Asande Slongwane. Nommer 2, Everens Jantjies. Nommer 3, Aneli Mantile. 4, Jared Stanises. Surprise Sebante is nommer 5. Nommer 6 is Afendile Botha. Dan 7 is Luan Rademeier. 8 is John Noons. Johan Pelser is ons skramskakel. Henry Potgieter ons loskakel. Luan van Antwerpen op linkervleuel. Henko Kriege op linkersenter. Binnensenter, buitensenter, Shaal van der Skyf. Regtervleuel, Alufeel Nkosi. En heel agter Ntando Buthelezi. Gou die reserves. Amali Stotu, Leon Duran, Christo van Rooyen, Jacobus Arnoldus van Sail, Leonard Silje, Leto Masuku, Rian Greef en Alfredo Malazi. Dis dan ons derde span van Witrifuur. Ons derde span van Nelspruit, nommer 1 Godso Shilwani, 2 Nkosinati Maslaba, 3 Waldo Swanepoel, 4 Kagisano Malinda, 5 Fortune Makaba, 6 Dandrey van Wyk, 7 Tala Dadamia, Ray Matabula, skramskakel John Duncan, fly-off Zandrey de Lange, Retable Maslele is die linkervleuel, binnensenter Brandon Miller, buitensenter Kanya Sengwani en Luane Nkosi en Janu Jacobs ons heel agter. Replacements, Prince Kapola, Sabiso Majezi, Sean Masuku, Fresh Muslangu, Mukundi Mashal, Kopelang Koma, Nathan Duncan en Siabonga Mogashua. Dis dan die 2 spanne wat vandag gaan opdraf in die derde span finaal. Ons kan sien die tonneltjie of die gangetjie is reeds gevorm vir die manne se opdraf. Ons skeieregter is Dani Erasmus vandag wat die vletjie gaan hanteer en ons wens hom 'n goeie wedstryd ook dan toe vandag. En ons hoop dat die manne die spel in die gees van goeie sportmanskap sal speel. Daar kom Nelspruit op en hulle word luidkeels toegejuig deur die tonneltjie van beide kante af. Hulle speel van suid na noord, regs na links en Witrifuur sal speel van noord na suid, van links na regs in hierdie eerste helfte. Hier kom die rooi en wit dan en jy kan hoor die musiek wat speel. Wag net dat al die toeskouers van die veld af gaan. Manne vorm 'n kringetjie van Witrifuur.
kniel daar neer. Kom ons skeieregter Dani, hy maak gereed. Witrifuur se reserves kom af. Hulle het saam opgedraf. Manne neem stelling in. En dis die loskakel Henry Potgieter wat vir ons gaan afskop. Tydstuur van die wedstryd is 35 minute. En die daar begin ons wedstryd afgeskop ingewag deur Nelspruit. Hulle maak vas. Kry die bal van agter uitgegee. Daarna die loskakel. Wat skop ingewag aan Witrifuur se kant. Opgetel deur Joe Pelser. Bal word teruggegee en ongelukkig word die bal vorentoe verloor in die tackle. Aanslaan, Nelspruit skram. Ek sien ons het 'n verandering. Leon Durant begin. Hy is nie meer op die bank nie. So dit lyk my daar het 'n bietjie verandering in die beginspan plaasgevind aan Witrifuur se kant. Eerste skram van die wedstryd. Bal word uitgegee daarna, Leon. Van Antwerpen toe. Kom weer terug na die binnekant toe. Witrifuur voer die bal terug. Hakker neem die bal vorentoe. Bal kom uit. Nelspruit is vinnig op die verdediging. Probeer die bal vat daar. Bal gaan af, bal gaan grond toe. Witrifuur kry hom terug. En Henry Potgieter skop die bal uit. So halfpad tussen die kwartlyn en die middellyn. Die tydsduur soos ek gesê het is 35 minute. En dit is wat ons noem running time. Wat dit beteken is dat die tyd word nie gestop met beserings nie. Die tyd loop aan van die begin van die wedstryd tot en met 35 minute. Die enigste manier wat sulke tyd gestop sal word is indien daar redelik ernstige beserings is. Andersins loop die tyd aan. Witrifuur se ingooi in die skram. Skeef ingegooi in die lyn staan deur Nelspruit. Johan Pelser wat die skram voer. Uit na Henry Potgieter.
mis sy binnensenter, buitensenter slaan aan, verloor die bal, Nelspruit wat optel, vorentoe skop, bal word ingewag. Kom ons kyk weer dan nou, ons kyk weer na daai tackle, ops, daar sy, en bal wat vorentoe spat daar. Dankie vir Louveld Live wat vir ons vandag die livestream doen en vir ons dit borg en ons borge wat dit moontlik gemaak het om dit saam met hulle te doen. En nie baie dankie vir jou en jou span, ons waardeer. Daar's ons borg, Cut Above the Rest, Barberton Abattoir en baie dankie vir julle manne vir julle groot borg wat hierdie dag moontlik maak. Stay Frosty, Frozen Meats, deel van hulle. Hulle is 'n groot groep wat in die vleisbedryf is en ons sê baie dankie vir Michael en sy span. Witrifuur wat die skram daar wen en die skram breek op en Witrifuur kry 'n strafskop. Die manne klap mekaar op die hande en wens mekaar geluk. Dit is Henry Potgieter wat gaan kyk hoe ver hy die bal kan uitskop. Bal is nie uit nie, bal word ingewag deur Nelspruit, kom hulle aan, word gestuit, so op die 10 tree stippellyn van Nelspruit, en strafskop Witrifuur wat oor die bal val, en strafskop vir Nelspruit, so amper halfpad tussen die halflyn en Nelspruit se kwartlyn, of dan die 22 meter lyn. Bal word uitgeskop. Nee, ook nie uitgeskop nie. Bal kom in. Kom hier agterlyn van Witrifuur. Vat deur die vleuel. Uittrap uit. En daar's 'n lyn staan vir Nelspruit. So 5 tree buite aan die 22 meter van Nelspruit. Witrifuur op die aanval, maar die vleuel trap ongelukkig uit. Dankie Jenny, die manne het hard gewerk. Ons sê vir Christian Olsen en sy span baie dankie vir die harde werk wat hulle gedoen het. Sê vir Kelly Verf, baie dankie vir hulle borge vir die verf. Bal wat lospad, Nelspruit wat optel, maar oor die kantlyn geboeder word. Ja, daar's baie mense wat betrokke is om die veld so te kry. Manne wat vir ons sny, manne van Rob Ferreira van die hoërskool. Sien daar in die Rousseau week vir volgende week, Maart 2027, daaronder. En sê vir hulle baie dankie vir hulle bydrae ook. Dis 'n gemeenskap, want ons vat mekaar se hande en dis vir ons trots om ons gemeenskap so saam te sien werk. Hy is 'n hoogtackle, lyk vir my so half en half. Strafskop. Hoogtackle, hoogvat. Skeieregters is baie streng op hoogvat deesdae en enigiets wat bietjie bo kan die skouer lyk word dan ook gestraf. Strafskop vir Witrifuur, Henry Potgieter wat weer kyk waar kan hy hom uitskop en hy skop die bal uit. So 5 tree binne kan die 22 meter van Nelspruit. Aangeslaan in die lyn staan, gevat en vorentoe verloor, skram vir Nelspruit.
Besering omgesien deur die mediese personeel. Staan op, is nommer 1 Stit van Witrifuur. Sunny Slongwane. Lyk of hy gereed is om sy plek in te neem. By so 'n bietjie sy been of sy enkel daar, vat hy sy plek in. En lyk nie of dit 'n ernstige besering was nie. Nelspruit se ingooi in die skram. Nelspruit breek weg. Word gestuit. Lyk my daar's ook 'n hoogvat. So hoog tackle, soos wat ek gesê het. Skeieregters baie ernstig op dit. Uitgeskop deur die loskakel van Nelspruit. So net binnekant die 10 tree stippellyn van Witrifuur. Loskakel van Nelspruit Sandra de Lange. Nelspruit se ingooi in die lyn staan. Mis die bal met sy springers. Witrifuur kry die bal. Akker van Witrifuur. Everens Jantjies wat vorentoe gaan met die bal. Bal kom uit na die potgieter wat 'n skop gee. En Nelspruit vat die bal op hulle 22 meter. Hulle skop terug. En bal is uit aan die oorkantste kantlyn op die 10 tree stippellyn van Nelspruit. Witrifuur se ingooi. Manne het vinnig ingegooi, maar die skeieregter sê nee, kom vorm die lyn staan op die 10 tree stippellyn. Regte harde wedstryd, ons sit op amper 12 minute en nog geen telling in die wedstryd nie. Witrifuur verloor die bal vorentoe. Nelspruit tel op, maar hulle word vasgevat deur Witrifuur. Bal kom uit aan Nelspruit se kant. Hulle dryf vorentoe deur een van hulle slotte. Bal gaan uit na loskakel toe. Loskakel skop die bal uit. So halfpad tussen die 10 tree stippellyn en die middellyn aan Witrifuur se kant. Maar daar's 'n strafskop wat toegeken word. Iets wat fout was daar in die losgemaal. Die manne gesels lekker hieronder. Moedig hulle manne aan en gee raad. Bal word uitgeskop van die strafskop af deur Nelspruit. Halfpad tussen die 22 meter en die halflyn aan die oorkant van die veld. Nelspruit se ingooi in die lyn staan. Maar se Nelspruit die bal gekry en toe vorentoe aangee. Skram vir Witrifuur. Sê dankie vir ons mediese personeel wat omsien na die welvaart van die spelers. Divergent, die ambulans vir ons beman met hulle personeel. En dan ons eie Mizaan wat na ons Witrifuur spelers omsien. So het Nelspruit ook hulle manne wat na hulle spelers omsien. Onbaatsigtige werk, niemand sê ooit vir hulle dankie nie.
Hulle doen dit elke Saterdag getrou. Botterivier kry die bal uit die skram uit. Aangegee na Henry toe. Loskakel. Dryf vorentoe. Bal is op die grond. Loskram. Nelspruit oortree. Strafskop vir Botterivier. Johan Pelser wou vinnig wegbreek daar, maar die skeieregter sê nee. Hy gesels eers met Nelspruit se kaptein en verduidelik waaroor die oortreding gegaan het. Henry Potgieter wat dan nou gaan kyk hoe ver hy die bal kan uitskop vir ons. Skop die bal uit. So amper op die 22 meter. Botterivier se ingooi. Spin gevat in die lyn staan, kom uit. Johan Pelser, Henry en hy word aangeslaan op senter. Manne sê jammer en dis 'n skram vir Nelspruit. Twee spanne weeg baie goed teen mekaar op. Min te keer, min te kies. Maar hanteringsfoute wat insluip. Botterivier skram. Nelspruit kry die bal uit die skram uit. Word gevang, vasgevat. Probeer daar deurkom deur 'n gaping, maar word vasgevat. Omgekeer, Botterivier vat die bal, het die bal. Nelspruit hou vas. En daar is 'n strafskop weer eens vir Botterivier. Bal wat vasgehou word deur die Nelspruit speler. Weer eens Henry Potgieter wat gaan aanlei en gaan kyk hoe ver hy die bal kan uitskop. Hy skop die bal uit so halfpad tussen die 22, so 5 meter binne die 22 meter van Nelspruit. Aan die oorkantste kant van die veld. Nelspruit het die bal daar gekry. Vorentoe geskop deur die skramskakel. En hy skop die bal uit. So op die middellyn. Botterivier se ingooi in die lyn staan. Botterivier se Aker. Everens Jantjies wat die bal ingooi. Word gevat in die lyn staan. Johan Pelser kry die bal in die hande. Skramskakel van Botterivier. Dryf daarin. Deur die voorspelers. Bal kom uit. Weer na die voorspelers. Leon de Rand. Loskop, vaskop stit. Daar deurbars. En daar gaan hy. En hy gaan vorentoe. Gee die bal terug. Opgetel weer. Haal deur een van Botterivier se slotte. Bal kom uit. Bal word gevat. En dan is hy losgemaal. Botterivier kry die bal, Johan Pelser kry die bal. Daar is hy deur Henry Potgieter vorentoe geskop. En Nelspruit tel die bal op. Skop uit. Maar die bal word nie uitgeskop nie, is net vorentoe geskop. Botterivier wil die bal optel. En begin hardloop met die bal. Daar is losgemaal, Botterivier kry die bal. Bal word geskop deur Henry Potgieter, word aangeslaan deur Nelspruit en daar is 'n skram vir Botterivier op die 10 tree stippellyn aan die Nelspruit kant van die veld.
goeie probleem. Skram vir daai aanslaan. Witrevier se bal. Skeieregter nie tevrede met die skram nie. Skram weer word gevorm. Johan Pelser voer die skram. Bal word opgetel deur Luan Rademeier, nommer 7 flank. Dryf vorentoe. Witrevier kry die bal. Skeieregter het sy arm uit vir voordeel vir Witrevier. Nommer 4 Slot van Witrevier dryf daarin. Dryf vorentoe en Elspruit probeer die bal afvat, maar daar's klaar 'n arm uitgesit vir 'n strafskop en voordeel vir Witrevier. Hy roep hulle terug. Strafskop so 5 tree buitekant die 22 meter van Nelspruit. En dis Henry Potgieter wat gaan aanlei pale toe en kyk of hy 3 punte op die bord kan sit. En 20 minute weg aan die wedstryd. Nog 14 minute oor in die eerste helfte. Skare word stil gemaak. Henry kom vorentoe. Lê aan. En hy skop. Maar die bal is te mis. Skort. Skop is kort. Nelspruit tel op. Skop vorentoe. Witrevier tel die bal op. En dis Joe Pelser. Maar daar vorentoe gaan. Is dit Joe gewees? Ja, dit was Joe. Nelspruit kry die bal. Skop vorentoe. Maar daar's 'n aanslaan. Geen voordeel vir Nelspruit. Aanslaan deur Witrevier. En vaste skram vir Nelspruit. Lyk my daar was 'n besering aan Leon Durant. Wag vir hom om te kom. Kan nie. Sien hy is gereed. En hy is reg om sy plek te gaan inneem na sy behandeling. En hy kom. Daar's bloed aan een van Witrevier se spelers. Kom af vir 'n bloedvervanging. Lyk soos Johan Pelser, skramskakel, wat 'n bloedbesering het. En hy word vervang deur nommer 23, Alfred Melazi. So slegs 'n bloedvervanging. Hy het 13 minute wat hy voordat hy moet terug wees op die veld. Sit nog 12 minute oor in hierdie eerste helfte. Nelspruit wil die bal in die skram kry. Vorentoe geskop deur die loskakel, agterraak gevat deur die agter van Witrevier en wat deurkom, begin hardloop met die bal. Is nog steeds daar, is op die middelveld, op die middellyn. Kom in die middelveld deur, losgemaal
Butterfier tel die bal op, Loan Rademeier, Henry Potgieter, skop vorentoe. Mooi skop en dis 'n 50-20. 50-22. Met ander woorde, lyn staan ingooi vir Butterfier. Pragtig geskop deur Henry Potgieter. So halfpad tussen die doellyn en die 22 meter lyn van Nelspruit. Butterfier se ingooi in die lyn staan. Mooi gevat in die lyn staan deur Butterfier. Weer eens 'n aanslaan in die lyn, die agterlyn. Butterfier wat Nelspruit wat die bal optel. Nelspruit wat die bal ook verloor en aanslaan. Maar eerste aanslaan fout aan kant van Butterfier en skram vir Nelspruit op die 22 meter, net binne die meter buitekant die 22 meter van Nelspruit. St. Joe Pelser is terug na sy bloedbesering. Sê dankie vir plaat toe koffie. Nelspruit wat die bal uit die skram uit te kry. Vorentoe geskop deur Sandrey de Lange. Skop die bal uit. Net buitekant sy kwartgebied gewees. Hulle kom terug en lyn staan vir Butterfier op die 22 meter van Nelspruit. Die bal is teruggevat van buitekant die kwartgebied na binne die kwartgebied en waar hy toe uitgeskop is. En daarom dan die lyn staan op die 22 meter. Butterfier se ingooi. Mis sy springer, oorgeklap deur Nelspruit, na Nelspruit se kant, kom hulle in die lyn staan, kom hulle in die agterlyn aanval loods, word gestuit, so 10 meter buite die 22 meter van Nelspruit, vorentoe geskop deur die skramskakel van Nelspruit, en die bal rol uit, so net binne kan die 10 meter stippellyn van Butterfier, 2 meter bo kan die 10 meter, binne die 10 meter stippellyn van Butterfier, Butterfier se bal om in te gooi. Bal word skoon gevat in die lyn staan deur Butterfier uit van Pelser na Potgieter. Weer om, hardloop om, kom terug. Binne senter breek deur. Pelser word agter die skram raak gevat deur Nelspruit, maar hy was onkant. Wat sê jy? Sien net weer die replay daar word hy vasgevat deur Nelspruit speler wat onkant was. Henry Potgieter skop uit, skop na die lyn toe en hy skop die bal uit op die 10 meter stippellyn van Nelspruit. Butterfier se ingooi in die lyn staan. Skief ingooi in die lyn staan en skram vir Nelspruit. Nelspruit het in die lyn staan, soos die Engels op Engels sê, gecompete en daarom word die skief ingooi dan nou geblaas en daarom is daar 'n
Skram vir Nelspruit. Nelspruit se skram skakel John Duncan wat die bal insit. Skeieregter nie tevrede met die skram nie. Vra dat hulle weer sal begin skram. So op die 15 tree lyn van die kant af. Nelspruit kry die bal uit na die veld toe, word gestuit in sy voete, in sy spore en oor die kantlyn gedra. Maar die skeieregter sê, ons doen weer gou, kyk weer daar. Kom die bal uit. Vleuel word gestuit. En speler word nie gelos in die tackle nie. En daarom is daar 'n strafskop vir Nelspruit. Skop die bal uit so 5 tree buitekant die kwartgebied. Buitekant die kwartlyn van Witrifuur. Nelspruit se ingooi in die lyn staan. Daar's 5 minute oor in hierdie helfte. En nog steeds sit ons met 0-0 op die punte op die telbord. Bal word agtergegooi. Die lyn staan, Nelspruit verloor die bal vorentoe, Witrifuur kry die bal, uitgegee word deur Joe Pelser na Leon Durant. Bal word weer opgetel, weer eens breek Nelspruit daardeur en weer eens word hulle gestraf omdat hulle onkant gaan by die losgemaal. Net soos die vorige strafskop wat hulle onkant was en die 9 gespeel het. Henry Potgieter skop weer eens lyn toe. Mooi skoppie en hy skop die bal uit so net so binne die meter van die 10 tree stippellyn, binnekant die 10 tree stippellyn aan Nelspruit se kant van die veld. Witrifuur se ingooi in die lyn staan. Witrifuur vat die bal mooi. Ops. Haker van Witrifuur tel die bal op. Weer vorentoe, dryf vorentoe. Word gestuit. Nelspruit laat nie gaan nie. Joe Pelser kry die bal. Nommer 6 flank van Witrifuur. Dryf vorentoe. Gaan vorentoe. Nelspruit probeer hom keer daar. Kry hom af grond toe. Bal kom grond toe. Joe gee die bal uit na Henry toe. Nie na Henry toe nie. Na nommer 8. Ons die 8ste man. John Noons. Bal word weer eens grond toe gevat. Witrifuur kry weer eens die bal. En dan verloor Witrifuur die bal. En Nelspruit kry die bal. Nelspruit kry strafskop. Wou die strafskop agter die skeieregter se rug vat, wat nie toelaatbaar is nie. Skeieregter roep hulle terug. En heel agter Janu Jacobs wat die bal uitskop op die 22 meter van Witrifuur. Twee minute oor in hierdie helfte. Nelspruit wat ingooi in die lyn staan. Weer eens verloor hulle die bal. Witrifuur kry die bal, Witrifuur dryf vorentoe. Bal word opgetel, Leon Durant dryf vorentoe. Joe Pelser uit na Loan Rademeier wat deurbars en vorentoe dryf. Gaan afgrond toe, die bal word opgetel. Slot kom deur. Daar kom die haker van ons deur in Jantjies, verloor die bal vorentoe. Nelspruit het die bal opgetel, dryf vorentoe. Losgemaak, die manne stoei vir die bal daar op die grond. En daar's 'n strafskop. Ag nee, 'n strafskop nie. 'n Skram vir Witrifuur, aangeslaan deur Nelspruit op die grond.
Manne skud mekaar se hand daar. Daar's 'n besering aan 'n speler. Manne is weer gereed om te begin. Bring die water op die veld. En daar's 'n besering. Hoor ons die toeter wat blaas, wat vir die einde van die eerste helfte aankondig. Tellings nog steeds 0-0. En dis 'n skram vir Witrifuur. Sal ook dan nou die laaste beweging wees. Waarskynlik van hierdie helfte. Windjie het so effens begin opkom van die suidekant af. Dis net nou windstil. Daar's 'n bietjie van 'n windjie wat van die suidekant af waai. Jou Pels voer die skram. Kry die bal. En daar's 'n strafskop vir Nelspruit. Witrifuur wat opstaan in die skram. En sonder aarzeling besluit hulle om palle toe te skop. Die losskakel van Nelspruit. André de Lange wat aan die palle toe, bal gestel, teruggetree. Kom vorentoe, skop tussen die bale deur en Nelspruit wat voorloop 3-0. Vletjie vir halftyd word geblaas en die manne kom af om 'n bietjie van 'n lafenis te geniet. Type your time.
Daar is ons terug vir die tweede helfte. Spanne is terug op die veld. Witrifuur wat nou van suid na noord speel. Met so effense wyntjie in die rug. Wyntjie kom so dwars, so uit die ooste uit, maar in 'n noordelike rigting. So die bietjie windvoordeel wat daar nou is dan ook aan Witrifuur se kant. Lyk nie of daar enige veranderinge aangebring is aan die spanne nie. Skeieregter begin. Afskop ingewag deur Witrifuur, maar aangeslaan deur Witrifuur en 'n skram vir Nelspruit. Nelspruit wat die bal uit die skram uitkry, agterlyn afbeweeg, gaan word vasgevat in die agterlyn en 'n vorentoe aangegee deur Nelspruit, skram Witrifuur. Besering. So daar iemand op die veld. Ons kan nie sien wat die nommer is nie, 'n man van Nelspruit. Kan nie die nommer sien nie. Ek dink dis een van die centers wat daar sit. As ek so na die skrampet kyk, is hy center wat daar in die middel van die veld vasgevat was, opgestaan, lyk my hy is weer gereed om sy plek in te neem. Skram gaan voort. Joe Pelser wat die skram gaan voer. Leon de Rand aan die link hier aan die vaskop op die loskopkant van Witrifuur teen Waldo Swanepoel van Nelspruit. Bal kom uit aan Witrifuur se kant, maar skeieregter bepaal dat Witrifuur opgestaan het in die skram en dis 'n strafskop vir Nelspruit. Nelspruit gaan weer eens aan Lepale toe. En dis die loskakel. Andrei de Lange wat gaan die bal stel en kyk of hy nog 3 punte kan byvoeg. En hy gee die nodige stilte vir hom. Kom vorentoe, tref die bal. Maar is mis. Witrifuur vat die bal, begin hardloop uit hulle eie doelgebied uit. Bal word vorentoe geskop. En ingewag deur Nelspruit, nommer 15, Henko, word vasgevat. Witrifuur is daar om te kry, Nelspruit daar om te verdedig. Bal kom uit aan Nelspruit se kant. Voorspelers dryf daarin. Vasgevat en gekeer deur Witrifuur. Bal kom uit, gaan vorentoe skoppie, so steekskoppie deur die loskakel van Nelspruit. Tel die bal op, word getackle, Witrifuur veg daar om die bal. Skeieregter se arm uit vir 'n voordeel aan Witrifuur. Witrifuur kry die bal op, hoog tackle en daar kom Henry Potgieter deur. Bal kom uit, Witrifuur se kant in die doellyn, in die agterlyn af, uit na die vleuel, na Leon van Antwerpen toe. Hy skop vorentoe
En die bal spring uit. Pragtige skoppie. Op die 5-3 stippellyn van Nelspruit. Dis Nelspruit se ingooi in die lyn staan, maar Witrifuur sterk op die aanval. Daar lê een van Nelspruit se spelers. Lyk soos een van hulle slotte. Mediese personeel word nader geroep. Sien die manne van die tweede spanne is besig om op te warm. Beide spanne. Nelspruit aan die noorde kant van die veld, Witrifuur aan die suide kant van die veld. Manne drink so 'n bietjie water. Water mag op die veld, want dit is 'n besering. So weer eens dankie aan al ons borge vir hulle bydrae om hierdie dag moontlik te maak. Skouspel nie net vir Witrifuur nie, maar ook vir die Laagveld se rugby in Mpumalanga. Dankie vir die bestuur van Mpumalanga Rugby vir wat hulle ook vir ons alles doen. Lyk of hy reg is. En van die flanke daar, lyk soos nommer 7. Talia Dadamia, lyk soos hy. Maar lyk my hy gaan vervang word. Lyk asof dit dalk bloed kan wees. En hy word vervang deur nommer 18, Slamo Sean Masuku, wat eintlik 'n voorhy is. So, ons sal sien hoe word dit uitgewerk in die skrams. Nelspruit gooi in, vat die bal skoon, maar bal is skeef. Skram vir Witrifuur. Maar Witrifuur verkies om nie te skram nie, hulle verkies om die lyn staan te hê. Manne praat gou onder mekaar, hoe gaan die lyn staan werk? Kom hulle neem stelling in. Haker word ingelig. Bal word ingewag deur Leon Durant. En hy gaan deur. En daar het Witrifuur 3. Leon Durant. Voorhy van Witrifuur wat daar deurbars met die bal. En 5 punte aanteken Witrifuur. Kom ons kyk weer na daardie beweging. Daar vat hy hom. Daar gaan hy deur. Die skramskakel probeer keer, kry hom nie reg nie. As 'n vleuel wat probeer keer, kry nie reg nie. En die sterk voorhy man van Witrifuur gaan deur. En hy druk sy 3. Witrifuur loop voor 5-3. Henry Potgieter wat gaan aanlê en kyk of hy 2 punte kan byvoeg. Man wat die Jo, dis mis. Net regs verby. Maar die telling is 5-3 in die guns van Witrifuur na 43 minute in die wedstryd. Daar's nog so 26 minute oor in hierdie wedstryd. Heel wat tyd. Die uitslag is nog ver van finaal.
ingeskop deur die loskakel van Nelspruit, ingewag deur Witrifuur. Het die bal, agste man van Witrifuur het die bal, dryf vorentoe. Witrifuur kry die bal, Joe Pelser gee uit na Leon Durant weer. Leon Durant storm daardeur, verloor die bal, maar die bal is agtertoe, opgetel deur Witrifuur, vasgemaak. Leon Durant uit na Henry Potgieter. Henry Potgieter skop vorentoe. Word ingewag deur Nelspruit en hulle kry hom nie en dis weer 'n 50-22. Pragtige skop deur Henry Potgieter. Probeer hom vinnig vat, maar ongelukkig voor die punt waar die bal uitgegaan is gedoen en dit kan nie werk nie. Jy moet of agter of op die punt waar die bal uit is wees. Manne is oorangstig en dan doen hulle 'n ding wat nie kan werk nie. Jammer. Maar dis die reëls en ons moet by die reëls bly. Lyn staan vir Witrifuur. Manne is gereed daar. Bal word ingegooi. Weer eens deur Leon Durant gevat agter. Nelspruit probeer die bal afkry. Nelspruit het die bal. Skramskakel van Nelspruit skop. Ingevat deur die heel agter van Witrifuur. Hy word vasgevat, maar die manne is daar om die bal terug te kry. Witrifuur wat dan die bal terugkry. Strafskop aan Nelspruit. Is nie seker waaroor nie. Vinnig gevat en gehardloop daardeur die loskakel. Hy word grond toe gebring. Groot stryd en daar's 'n strafskop vir Witrifuur. Bal nie gelos in die tackle nie. So, strafskop vir Witrifuur op die 10-tree stippellyn van Witrifuur. Henry Potgieter wat gaan kyk of hy die bal kan uitjaag. So ver as wat hy kan. Mooi skoppie en hy skop die bal uit so 5 meter buitekant die 22 meter lyn van Nelspruit. Witrifuur ska ingooi in die lyn staan. Agter gegooi, skoon gevat in die lyn staan, vorentoe gedryf deur Witrifuur, weggebreek daar deur die haker. Bal word opgetel as 'n voordeel vir Witrifuur. Bal word vorentoe geskop deur Henry Potgieter, maar wetende dat hy het 'n vryspel gehad met 'n strafskop voordeel wat reeds toegeken was. Speler onkant gegaan, aan die losgemaal en reg daarvoor. En hierdie is amper reg op die 15-tree stippellyn. Pale toe. En die Potgieter wat daar wys, hy gaan pale toe skop. Kom die manne met die ding op. En ons sien daar's 'n paar veranderinge aangebring. Sien Christo van Rooyen, een van die slotte is op. Net sien wie is af. Nommer 4. Jared Staniasi is af en die bal is oor. Strafskop deur die pale. Witrifuur 8 punte. Nelspruit 3 punte. 48 minute verby, 22 minute oor in die wedstryd. Sien daar's nog veranderings aangebring. Nommer 16. Malus Toto is op en Nelspruit skop die bal direk uit van die inskop af. Skram vir Witrifuur op die middelkolletjie. Sien dis die hakker Everens Jantjies wat vervang is.
Sien die 8ste man sak nou aan die kant van die skram en Loan Rademeier is 8ste man posisie toe. Joe Pelser tel op. Bal word agter toe verloor. Maar skeieregter sê aanslaan deur Witrifuur en hy het 'n aanmerking gemaak. Skeieregter praat daar met hom. Man sê jammer meneer. En alles is weer in orde en daar's 'n skram vir Nelspruit as gevolg van die aanslaan. Nelspruit se John Duncan wat ingegooi het daar. Nelspruit wat weggebreek het. Man is stoei en stry daar om die bal. Nelspruit in die agterlyn af. Center word vasgevat in die middel van die veld en die bal word gevat. Oeps. En die bal was nie los nie en nie skoon daylight nie en daar's 'n strafskop vir Nelspruit. Vat 'n vinnige skopie daar. Probeer hardloop, probeer wegbars daar. Vasgevat weer. Plaasvervanger. Strafskop vir Nelspruit. Witrifuur onkant in daai losgemaal. En dadelik sê Nelspruit hulle gaan pale toeskop. Weer eens die loskakels André de Lange wat gaan aanlei pale toe. Was suksesvol met 1 skop reeds. Sy tweede skop was mis. Hierdie skop is so op die 22, so amper in die middel van die veld, net so 5 meter links van die linker regoppaal. Tree aan, bal gestel, tree aan, tree terug. Kom vorentoe, tref die bal en die bal is tussen die pale deur. 8-6 in die guns van Witrifuur. Ek sien aan die oorkant van die veld is daar ook 'n verandering op vleuel aangebring met Rian Graaf. Wat sê nou? Met Rian Graaf wat op vleuel, regtervleuel aan die oorkant is, aan die Witrifuur se kant. Witrifuur se afskop word ingewag net binne die speelveld en bal gaan uit van Witrifuur se hand af. Dit lyk asof die bal direk uit was en daar gaan 'n skram wees op die middelkolletjie. Nelspruit verkies 'n skram op die middelkolletjie. John Duncan van Nelspruit. Maar die bal gaan insit. Skeieregter skuif hulle 'n bietjie weg van die middelveld af waar daar 'n bietjie meer vastrap is. Reeds 'n baie klomp wedstryde op die veld gespeel. 'n Bietjie meer gras is.
Nelspruit wil die skram uitkry, uitgegee daar aan die agterlyn, vasgevat in die agterlyn, en daar's 'n strafskop aan Witrifuur vir vashou van die bal. Henry Potgieter wat daar die bal meegeding het en die bal wat vasgehou word deur die Nelspruit speler. Henry Potgieter wat dan nou ook gaan kyk hoe ver hy die bal kan uitskop. Skop die bal en hy skop hom uit. Halfpad tussen die 22 meter en Nelspruit se doellyn. Eintlik so bietjie nader aan die doellyn, maar vir alle praktiese doeleindes halfpad tussen die 22 meter en die doellyn. Witrifuur se ingooi in die lyn staan. Lyn staan word gevorm. Dis Leon Durant wat nou die ingooi werk doen. Gooi in. Ongelukkig verloor Witrifuur die bal in die lyn staan vorentoe. Daar's 'n voordeel, 'n skramvoordeel vir Nelspruit. Skeieregter skop die bal uit, maar die skeieregter sê nie genoeg voordeel nie en hy roep hulle terug vir die skram. Skeieregter hanteer die wedstryd baie goed en ek dink hy laat voordeel vir beide kante baie goed toe. Skram word gevorm, John Duncan gooi in. Nelspruit kry die bal. Gooi hom nie, gaan die lyn staan, gaan die agterlyn af. Het vasgevat. Nie veel veld gewen nie. Uit John Duncan's kop. Word vasgevat deur Loan van Antwerpen. Maar skeieregter sê Witrifuur was onkant en gee vir Nelspruit strafskop waar die skram gevorm was. Sien dat Nkundi Marshall van Nelspruit ook op die veld. Loskakel van Nelspruit, Sandra de Lange wat gaan kyk hoe ver hy die bal kan uitjag. Skop in die linkervoet en hy skop die bal uit so halfpad tussen die 10-tree stippellyn en die middellyn. Pinkie het nou weer bietjie gaan lê. Hy het net nou bietjie gestoot, maar daar's niks, geen noemenswaardige wind op hierdie stadium nie. Nelspruit kry nie hulle springer nie, Witrifuur kry die bal en die bal gaan vorentoe gegee word daardeur. Die bal word ongelukkig verloor en aanslaan en strafskop, skram vir Nelspruit. Nommer 19, Arnoldus van Sail van Witrifuur ook op die veld. Nelspruit kry die bal, maar skramskakel word vasgevang daardeur Joe Pelser. Skeieregter het sy hand uit. Witrifuur vang die bal, Loan van Antwerpen kry die bal, kom vorentoe, hardloop. Bal gaan die agterlyn af, Witrifuur is nog steeds op die voorvoet besig om te hardloop. Losgemaal, Witrifuur tel die bal op voorspelers dons in. Bal kom uit aan Witrifuur kant, Joe Pelser gee uit na Leon Durant. Hy word vasgevat.
Bal word vasgevat deur Witrifuur. Kom uit. En as 'n woeste gestooi en Nelspruit gaan omkant in die proses. Nee, dit lyk asof die manne eers sy hand op die grond gehad het voordat hy vir die bal gegaan het. En daarom dan die strafskop aan Witrifuur. Net so binnekant aan die 10 tree stippellyn. Henry Potgieter wat uitskop. En hy skop die bal uit. So 5 tree binnekant die so 15 tree binnekant die halfgebied van Nelspruit. Tien minute in die wedstryd oor. Telling 8-6 Witrifuur. Manne kom aangestap. Leon Durant wat gaan ingooi in die lyn staan. Bal wat skoon gevat word in die lyn staan deur Witrifuur van Joe Pelser in die agterlyn af. Dit sy in die agterlyn, manne hardloop. Witrifuur wat vorentoe skop. En weer die bal optel. Bal kom uit aan Witrifuur kant. Bal word opgetel en vorentoe gedryf. Optel tackle daar. Bal kom weer uit aan die Witrifuur kant. Weer gevat deur Christopher Royen. Slot vorentoe gebeur, vorentoe gedryf. Gaan grond toe. Bal kom uit aan Witrifuur kant. Henry Potgieter skop vir die hoekie. Skop daar en die Nelspruit speler word in die doelgebied vasgevang. Kom ons kyk net wat daar gebeur het. Nee. Ja, daar sy vorentoe gedryf. Baie mooi. Hy is 'n tip tackle. Gelukkig het die skeieregter dit toegelaat. Anderster was dit 'n moontlike strafskop. Hier is dit 'n skram, 5 tree skram vir Witrifuur. Bal is oorgedra deur Nelspruit. Bal word opgetel. Skeieregter blaas baie vinnig op sy fluitjie en sê Witrifuur het agteruit gegaan of opgetel en weggebreek. En 'n strafskop vir Nelspruit. Op die 5 tree stippellyn. Loskakels kom in die ingevoet, skop die bal uit. Halfpad tussen die 22 meter in die halflyn. Nelspruit se ingooi. Nou, Witrifuur kry die bal aan die lyn staan in die hande van Leon Durant. Verloor die bal en die skeieregter sê Witrifuur se speler het van die kant af ingekom, nie gelos nie. En Nelspruit kry 'n strafskop. Zandre de Lange wat in die linkervoet skop. Skop die bal uit. 'n 5 tree binne die halfgebied van Witrifuur. Nelspruit gooi die bal weer eens amper verloor. Hakker tel die bal op, weer vorentoe. Speel hom in die agterlyn af. Maar dis Witrifuur wat lus uit en daar kry Witrifuur die bal. Skeieregter sê strafskop aan Nelspruit. Witrifuur nie die speler gelos nie. Die speler word getackle, strafskop daar, vorentoe geskop deur skramskakel van Nelspruit. Nelspruit kry die bal, dryf vorentoe, vasgevat
Daar deur Witrifuur. Weer eens kry John Duncan die bal. Voer hom uit na die agterlyn toe. En daar's beweging in die agterlyn. Witrifuur moet keer vir Albert Lewertus. Het hom en nou het hulle die bal. Daar kom hulle met die bal. Skeieregter gee weer eens 'n strafskop vir Nelspruit, sy hoog tackle. En daar kom Nelspruit en hulle dryf vorentoe. Probeer daardeur dryf. Witrifuur keer. Gooi bal vir 'n vale. Daar sy, kom die bal uit na John Duncan, Sandrey de Lange, center toe, en daar word aangeslaan. Witrifuur tel die bal op, en daar is 'n skram vir Witrifuur, op die 22 meter binnekant die 22 meter van Witrifuur. As 4 minute is het speeltyd oor in die wedstryd. Telling 8-6 guns van Witrifuur. Geel kaart vir nommer 8 van Witrifuur. En 'n strafskop aan Nelspruit. Nie seker wat daar gebeur het nie. Ons gaan kyk of ons 'n replay kan kry. Sandrey de Lange wat gaan aanneem met sy linkervoet. En hy stoot die bal langs verby. 22 meter inskop. Witrifuur wat met 14 man gaan speel. Daar was 'n hoog tackle gewees daar. Deur Nelspruit se speler op Witrifuur om die nek. Nekrol. Witrifuur het ingeskop. Nelspruit probeer deurbars. Lewendig is ons op die halflyn. Skeieregter sy arm uit vir voordeel van Nelspruit. Nelspruit probeer vorentoe dryf. Skeieregter sê speler nie gelos nie. Nelspruit vat 'n vinnige hard ingooi. Vinnige tikskoppie. Nommer 13 center van Nelspruit probeer die hardloop. Nelspruit verloor die bal. Aanslaan Witrifuur skram. Twee meter bokant voor in die binnekant die 10 meter stippellyn van Witrifuur in die middel van die veld. Een minuut se speeltyd oor. Witrifuur skram met 7 manne.
sak hulle uiteindelik vir die skram. Kom die skram uit. Kan ons weer kyk na daai skram. Daai is spelers vra waar kom die strafskop vandaan. Die skeieregter verduidelik. Nelspruit onmiddellik besluit. Sirene het reeds afgegaan. Weer eens loskakel van Nelspruit wat aanlê. Nee, dit lyk my nie, dis die loskakel nie, dis die heel agter van Nelspruit. Kom vorentoe, skop in die regtervoet. En die skop is mis. Eindvlakkie blaas. Witrifuur wen 8-6. En Witrifuur is die Mpumalanga kampioene in die 3de liga. Baie geluk aan Witrifuur. Baie geluk aan Nelspruit. Mooi wedstryd. Manne het hulle harte uitgespeel. Baie dankie vir die skeieregters. Baie dankie vir die mediese personeel. Ons het so 10 minute. Dan gaan ons met die tweede spanne beginne. Ek sê vir die baie dankie. Ons gesels net nou weer.